Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Baie welkom by ons nuwe reeks hier by die Woordskool, waar ons die boek Hooglied gaan ondersoek. In hierdie eerste lesing gaan ons 'n sterk grondslag lê vir die interpretasie van hierdie woord. Ek kom dan in die naam van Jesus en ek bid dat die Gees van die Here deur die woord hierdie boek vir jou sal oopmaak. Amen. Hooglied beskryf 'n intieme liefdesverhouding tussen 'n man en 'n vrou. Let wel, nie tussen man en vrou nie, maar tussen 'n man en 'n vrou. Met ander woorde, ons kan nie net hier in hierdie boek fokus op die huwelik nie. Alhoewel die huwelik 'n baie sterk tema is, moet ons weier as net dit gaan interpreteer. Die probleem is, intimiteit is nie noodwendig vir ons almal dieselfde nie, en dis moeilik om te omskryf. Intimiteit tussen twee mense in 'n huwelik sal verskil van huwelik na huwelik, en elke persoon sal dit anders omskryf. So daarom is hierdie boek ook so moeilik om te interpreteer, want dit beskryf 'n intieme liefdesverhouding tussen hierdie twee persone. En nou moet ons dit gaan toepas in ons geestelike lewe. So my fokus met hierdie boek gaan nie wees om te kom en vir jou te sê, dit is wat Hooglied beteken nie. Nee, my fokus gaan wees om jou te leer, wat is die interpretasiegrense waarbinne ons die woord veilig kan interpreteer, sodat jy jou spesifieke betekenis vir Hooglied in jou verhouding met die Here, onder die werking van die Heilige Gees, sal vind in hierdie reeks. So my fokus gaan wees, eerder om jou te stimuleer en te motiveer, nuuskierig te maak, sodat jy die spesiale betekenis van die lewende woord met hoofletters wat hy vir jou kom sê met hierdie boek, sal kom ontdek. Sodat jy altyd in 'n verder en dieper, intieme belewenis met die Here sal Ons weet dan natuurlik dat ons elke boek in die Bybel op verskillende geestelike vlakke kan gaan lees en kan gaan toepas. Ons kan dit lees uit die oogpunt van Bybelstudie en ons kan dit ook lees uit die oogpunt van bediening. 2 Timoteus 3 vers 14 sê vir ons baie duidelik, die hele skrif is tot lering, weerlegging en teregwysing en vermaaning gegee. So ons kan ook Hooglied gaan gebruik in die bediening. Julle gaan sien as ek die verskillende algemene interpretasies gee, hoe mense baie keer in huweliksbedieninge die boek Hooglied gebruik. Maar dan kan jy ook Hooglied gaan gebruik in jou persoonlike tyd met die Here. In Engels word dit devotional time genoem. Daar waar Jesus as die lewende woord volgens Johannes 1 vers 1 jou kom ontmoet. Volgende gaan ek met jou deel, wat is die verskeie interpretasies of toepassings van die boek wat deur die eeue heen in die kerkgeskiedenis die mees gewildste was, sodat jy dan ook bewus is van hierdie verskillende interpretasies, en wanneer ons die boek dan begin ondersoek, jy kan self gaan besluit wat is jou uitkyk. Die eerste en die mees gewildste is die allegoriese of analogiese benaderings. In hierdie benadering word, as dit 'n allegoriese benadering is, 'n allegorie is 'n vergelyking tussen twee goed wat fiktief is. Byvoorbeeld wanneer iemand 'n storie vertel en hulle sê byvoorbeeld, daar was twee bome, 'n doringboom en 'n perskeboom, en die twee bome het met mekaar 'n gesprek gehad, en dan is daar nou 'n geestelike les in. So dit is absoluut simbolies en is fiktief, bome kan nie regtig met mekaar praat nie. So dit is 'n allegoriese benadering. Dit was 'n baie gewilde benadering in die Joodse tradisie, oor hoe hierdie boek gesien is, en volgens hierdie benadering was die vroue figuur in Hooglied dan Israel, en die manlike figuur was dan God in die boek. Hulle sien hierdie uitkykpunt op grond van skrifte in Maleagi, Jeremia en so baie ander plekke in die Bybel, waar Israel gesien word as in 'n huweliksverhouding met die Here God, wat hulle dan nou natuurlik aan ontrou was. En daarna volg die Christen tradisies dit op, in die tyd van die Nuwe Testament,
En hulle maak dit hierin ooreenkomstig van toepassing op die kerk as die bruid van die Here Jesus, wat die vrou is dan in Hooglied, en Jesus as die bruidegom, volgens die skrif in Efesiërs 5. Volgens hierdie interpretasie sal julle dan nou sien, dit volg dan nou meer 'n analogiese benadering. 'n Analogie is gewoonlik dan 'n vergelyking tussen twee goed wat werklik bestaan. So, dit is byvoorbeeld hoe Here Jesus die gelykenisse vertel het in die Nuwe Testament. Dit was 'n analogie. Byvoorbeeld die gelykenis van die ryk man en die arme man. Daar was werklik ryk mans en arme mans in hierdie in hierdie lewe gewees. So, wanneer 'n analogiese benadering dan gevolg word, sal julle dan sien, Hooglied word gebruik as Jesus as die bruidegom, die man, en die kerk dan as die bruidegom. Die probleem egter daarmee is, soos wat ons die reeks doen en gaan kyk hoe werk 'n Joodse huwelik, gaan julle dan nou sien dat in die Joodse huweliksvolgorde is ons in die huidige kerkera in die verlovingsstadium en is ons nog nie by die bruilofsmaal van die lam waar die huwelik voltrek word, soos wat ons dan gesien in Openbaring nie. Ek noem dit egter vir jou, en as jy wil in jou persoonlike tyd met die Here met hierdie boek, hierdie benadering volg, is jy welkom om dit te doen, soos die Gees van die Here jou dan lei. Soos ons die reeks doen, en ons die skrifte gaan begin ontleed, daar gaan 'n tyd kom wat ek elkeen van die skrifte gaan vat, dan sal ek vir julle elke keer uitwys, wat is die voor- en die nadele van elkeen van hierdie benaderinge. Wat is die tekortkominge, en wat is dan die bevestigings, dat mens wel hierdie benadering kan volg as jy die boek doen. Dan die volgende benadering is dan baie keer wat gevolg word, 'n letterlike of 'n natuurlike interpretasie. Dit sluit aan by Spreuke 5 vers 15 tot 23, en dan word die mens, dan redeneer die persone wat hierdie benadering volg, dat Spreuke en Prediker se skrifte overlap, oorvleuel dan met Hooglied, en hier volgens is Hooglied dan geskryf as 'n sekshandboek vir die Jode. Die probleem met hierdie benadering is, dat ons nooit ooit in veilige Bybelse interpretasie kan gaan en 'n Bybelboek kan interpreteer buitekant dit wat die oorspronklike skrywer met die boek bedoel het nie. So daarom is dit so belangrik dat ons moet probeer om by die bedoeling van die oorspronklike skrywer uit te kom. Nou Salomo met sy 700 vrouens wat hulle beweer hy in verhouding mee was, en 1000 wat dan in totaal in sy harem was, weet ek nie sou dit nodig gevind het om 'n sekshandboek te skryf vir die volk van die Here nie. Maar ons sal in meer detail dan daarby kom, soos wat ons die skrifte dan ontleed. En daarmee saam in dieselfde asem wil ek sê, ek gaan nie kritiek lewer op enige iemand wat hierdie tipe boek, hierdie benadering volg en dan die Hooglied gebruik in 'n bediening nie. Daar is baie bekende Amerikaanse persoon in bediening, en hy gaan so ver as om Hooglied in sy huweliksseminare te gebruik, en hy deel dan die boeke van Hooglied in die fases van 'n huweliksverhouding. Die eerste gedeelte in Hooglied behandel hy dan om te verduidelik, daar was 'n aanvanklike aantrekkingskrag tussen twee mense. Daarna in Hooglied 2 vers 8 tot Hooglied 3 vers 5 sê hy dan, hierdie skrifte wys vir ons hoe om in die uitgaanfase of die datingfase, wanneer twee mense mekaar dan nog net date, soos hulle in Engels sê, dit is dan daarop van toepassing. Dan intimiteit van Hooglied 3 vers 6 tot Hooglied 5 vers 1, beskryf dan daardie fase, en dan gaan hy verder, en dan sê hy die volgende fase is konflikhantering in 'n huweliksverhouding, Hooglied 5 vers 2 tot 6 vers 13,
en dan gaan hy verder en deel dan Hooglied 7 vers 1 tot Hooglied 8 vers 4 in as 'n verdiepingsfase in die huwelik, en daarna dit wat dan oorbly as getrouheid. In hierdie benadering sien ons dan, die fokus is hier, dat hulle redeneer, die boek se fokus is, dat God bevestig hy het seks geskape, of intimiteit tussen twee mense. Soos ek gesê het, ek gaan nie kritiek lewer, as iemand dan voel in 'n huweliksseminaar wil hy dan hierdie letterlike interpretasie volg nie. Alhoewel, dit, as ons na suiwer Bybelse interpretasie gaan kyk, ek nie weet, was dit die bedoeling van die skrywer nie. Ons gaan in meer detail daarin gaan soos die reeks vorder. Dan die derde interpretasie is die dramatiese interpretasie. 'n baie bekende teoloog, Frederik Jacobi, het in die 1700s gekom en gesê, hierdie is 'n drama. Met ander woorde, dit is soos 'n toneelstuk, wat Salomo geskryf het, om in hierdie toneelstuk sy quest, om hierdie vrou te kry, in die hande te kry, maar sy was nie lief vir die koning nie, sy was lief vir 'n skaapwagterseun, en die koning het toe op die ou end besef, hy kon nie die liefde koop nie. Die probleme egter met hierdie benadering om dit net as 'n drama te sien, is dit sal dan beteken, die boek moet 'n storie in 'n storievorm geskryf word, in 'n letterkundige storievorm, soos hulle in Engels sê, 'n narrative. En dit vereis, om 'n narrative of 'n storie te wees, vereis dit dat daar 'n probleem of 'n intrige of 'n sameswering, in Engels sê hulle 'n unfolding plot moet wees in hierdie boek. En hier sien ons dit egter nie so nie. 'n goeie voorbeeld van so 'n tipe boek wat in hierdie skryfstyl geskryf het, is byvoorbeeld Rut. En Rut het 'n storielyn, en daar is 'n hoogtepunt in die storie, wanneer sy by Boas se voete gaan lê, en Boas kan kies, gaan hy haar verwerp of aanvaar. So dit sien ons egter nie hier in Hooglied nie. Die vierde benadering is dan, dat ons Hooglied sal benader as 'n bundel liefdesgedigte. Dit lê op dieselfde vlak, en ek gaan net nou bietjie verwys na die wysheidsgeskrifte waarvan Hooglied en Psalms deel is. Dit lê op dieselfde vlak soos Psalms is 'n bundel lofprysingsgedigte wat hulle sou gesing het in hulle lofprysing en in hulle aanbidding by die tempel. En hierdie benadering is my gunsteling benadering, en dit maak vir my die meeste sin. Want jy sien, geskiedkundig is dit ook gesien, Hooglied ook gesien as 'n versameling van liefdesgedigte rondom die tema van die liefde wat tussen die twee hoofkarakters is, en die probleme wat hulle hulle ondervind om by mekaar uit te kom. Dikwels die persone wat hierdie benadering teëgestaan het en nie van dit gehou nie, het hulle dan geargumenteer dat die onderwerpe in die klomp liefdesgedigte is te uiteenlopend, dis te, soos hulle in Engels sê, dis te random, dit sluit nie by mekaar aan nie. Maar hierdie argument kan maklik oorbrug word wanneer ons sien, as ons die boek lees, dat ons fokus moenie wees op die gesprekke tussen die twee minnaars nie. Inteendeel, ons fokus moet wees, wat gebeur rondom hulle. Jy sien, persoonlik onderskryf ek hierdie benadering, en gaan ons in meer detail daarna kyk, soos die reeks vorder, en wanneer die fokus dan wegskuif van die twee minnaars af, dan sien ons dat die eenheid in hierdie boek, tussen hierdie klomp gedigte, bestaan uit die karakters, die metafore, die beelde wat gebruik word. Jy kan in jou Hoogliedboek gaan highlight, hoeveel keer kom die woord tuin, water en fonteine voor, en watter koortjies herhaal, en watter temas herhaal, en dan gaan jy 'n duidelike patroon, jy kan 'n blou pen gebruik vir water, 'n groen pen vir die tuin, en dan gaan jy duidelik sien, hoe hierdie patroon elke keer in hierdie gedigte herhaal. En dan word dit duidelik, dat Hooglied is eintlik 'n enkele gedig, wat kunstig gerangskik is om die eenheid
in die Hooglied te vind, waarin die gedagtes in hierdie gedigte beweeg in sirkels, en elke keer kom hierdie gedagtes wat in 'n sirkel beweeg, weer op dieselfde plek uit, wat die sentrale tema van die hele boek is. Ons gaan dus sien dat die letterkundige vorm van die gedigte het dis die intensie, die funksie om atmosfeer te skep, soos hulle in Engels sê, to create mood. En hierdie atmosfeer word geskep om die liefde te vier binne die toepaslike konteks van gemeenskaplike respek, intimiteit en eksklusiwiteit. So die sleutel gaan vir ons wees as ons hierdie benadering volg, die plek waar alles afspeel. En dis natuurlik 'n tuin. En as ons die woord tuin sien in die Bybel, dan herinner dit ons aan twee ander belangrike tuine. Die een is natuurlik die tuin van Eden en die ander een die tuin van Getsemane. Maar in die tuin van Eden sien ons, dit was die plek waar twee mense mekaar onverwaarlik lief kon hê, onverwaarlik met mekaar in intimiteit geleef het. Hulle het nie eers geweet hulle is naak nie. Met ander woorde, hulle het geen skaamte gehad nie. Hulle kon mekaar lief hê sonder dat daar enige sonde of selfsug betrokke was. En dit is waar hierdie tema dan in Hooglied ontvou. En hierdie tema is, Hooglied gee vir ons dan die hoop van iets groters, naamlik dat God die liefde volmaak geskaap het, wat alles kan kom van en alles kan kom oorkom. Hierdie tema vorm dan die middelpunt wanneer hierdie gedigte, hierdie liefdesgedigte in hierdie liefdesbundel in 'n sirkel beweeg en elke keer is dit die middelpunt. Dit kom elke keer op hierdie sentrale plek in hierdie sentrale tema weer terug. Maar soos ons die reeks doen, gaan ons sien hoe dit dan ontvou. Ek gaan dus vir julle die volgende reëls gee, wat algemeen in die teologie gebruik word. Hulle noem dit hermeneutiese reëls, waar binne ons veilige Bybelinterpretasie kan doen. So die eerste ene is dan natuurlik, die skrif moet in geheel gelees word binne die sentrale boodskap van die Bybel. Naamlik dat die woord van God is 'n openbaring van God se verlossingsplan met die mensdom, en dis dan ook van sy karakter. En hierby kan ons dan sien hoe verskillende temas en voorwerpe in die Bybel by mekaar aansluit om dit elke keer te openbaar. Dit is hoekom ons keer op keer gaan kyk na die tema van die tuin, van water, van fonteine. So dis ons eerste interpretasiereël. Ons kan nooit ooit 'n skrifgedeelte gaan lees buitekant die geheel boodskap van die woord van die Here nie. Ons moet elke keer vra, hoe pas dit wat ons lees, hierdie interpretasie wat ons volg, hoe pas dit by hierdie sentrale boodskap in? As ons interpretasie buitekant hierdie sentrale boodskap van die Bybel is, dan is ons uit lyn uit met wat die skrywer daarmee bedoel het. Dan die tweede punt, die tweede interpretasiereël, is ons moet gaan kyk na die skrywer en sy bedoeling of sy intensie met die boek. Met ander woorde, ons kan nie iets in die Bybel gaan inlees wat die skrywer nie daarmee bedoel het nie. Dit sien ons gewoonlik in die hooftema van die boek. Want uit hierdie tipe praktyke kom dan gewoonlik dwaling. Die vierde punt wat ons gaan doen is, ons gaan kyk na die konteks waarbinne die boek geskryf is. Met ander woorde, die plek in die Bybel geskiedenis, wat was die konteks van die gehoor, die skryfstyl van die boek wat ek nou al reeds genoem het. Ek sien dit as 'n bundel liefdesgedigte en nie as 'n storie nie. So dit is hierdie konteks wat ons dan nou gaan ondersoek. En dan die laaste punt wat ons dan ook gaan gebruik is, ons moet die vraag gaan vra, is hierdie boek occasional, ekskuus vir my Engels, met ander woorde, is dit slegs vir 'n geleentheid geskryf, of is dit normatief? Stel dit 'n stel reëls daar wat gevolg moet word. En as ons binne hierdie interpretasiereëls bly, sal julle sien hoe die woord van die Here vir ons ontvou, en dan weet ons is besig met, soos hulle in Engels sê, sound interpretation, en dis veilig, ons is nie in dwaalleer nie,
En dit stel ons dan ook in staat om werklik waar die diepte te ontdek van die bedoeling wat die Here gehad het toe hierdie boek in die woord van die Here opgeneem is en geïnspireer is deur die werking van die Heilige Gees. So, kom ons begin dan en pas ons interpretasiereëls toe. Die eerste reël waarna ons dan nou gaan kyk en wat ons gaan toepas is, waar pas hierdie boek van Hooglied dan in die sentrale boodskap van die Bybel in? En hier gaan ons eers kyk na sy posisie in die kanon, met ander woorde die plek, die tydlyn in die Bybel waarin dit geskryf is. Natuurlik weet ons dan Hooglied is Ou Testament, en wanneer ons 'n Ou Testamentiese boek lees, is daar sekere plekke in die Ou Testament wat absolute waterskeidingsoomblikke was. En dan moet ons die boek gaan plaas binne hierdie waterskeidingsoomblikke in die Ou Testament. Die eerste een is natuurlik dan die vloed, Noag en die vloed, die posisie, geestelike posisie voor dit en na dit. En daarna is die volgende punt dan die verbond van God met Abraham. Elke keer sal julle sien, dit word gelei en gerig deur verbonde. En daarna is dit die berg Sinaï oomblik, wanneer die volk dan die wette kry, die Torah, en Moses wat dan die eerste 5 boeke van die Ou Testament dan skryf. Daarna is dit wanneer hulle dan nou in die beloofde land inkom, en wanneer die tyd van die konings aanbreek. Die tyd van die konings weet ons dan, as die volk van die Here na 40 jaar uit die woestyn uitkom, gaan hulle dan die beloofde land binne. God het sy belofte nagekom, en dan is dit plus minus 400 jaar wat verloop in die tyd van Josua en Rigters, en aan die einde van hierdie 400 jaar weet ons dan natuurlik, dat die volk moreel so verval het, hulle was 'n priesterdom, hulle moes gelei en gerig geword het, deur hulle priester, wat dan nou by die tabernakel gefunksioneer het. Maar die volk het so verval, dat hulle nie meer 'n effektiewe priesterdom was nie, elkeen het gemaak soos hy wil. Ons kan gaan lees aan die einde van die boek van Rigters, en dan kom die volk by die Here, en hulle vra deur die profeet Samuel vir 'n koning. En dan breek die tyd van die koningskap aan, die koninkryks geskiedenis, dan nou van Israel, die koninkryksposisie. So dit word bygevoeg, hulle is nie nou meer net 'n priesterdom nie, hulle is nou ook 'n koninkryk. En dan natuurlik van daar verder gaan kyk ons dan wanneer die ballingskap plaasvind. As ons byvoorbeeld na die profetiese boeke gaan kyk in die Ou Testament, is dit baie belangrik om te kyk, profeteer die profete dan in voor die ballingskap of na die ballingskap, en profeteer hulle dan ook vir Israel of vir Judea, met ander woorde vir die Noord en die Suidryk, want teen daardie tyd het die skering dan, alreeds plaasgevind, né? So dit is alles punte wat ons dan in berekening moet bring, wanneer ons Hooglied gaan interpreteer. Met ander woorde, Hooglied is in die tyd geskryf van die 3de koning van 'n unified, vir my Engels, koninkryk van Israel. Hy is ook die laaste koning van 'n verenigde ryk van Israel. Ons weet natuurlik, Saul was die eerste koning, Dawid die tweede koning, en dan volg Salomo sy pa Dawid op. Maar na Salomo skeur die ryk in die Noord en die Suidryk, wanneer Salomo se seun Rehabeam dan koning word. So Salomo is dan eintlik die laaste koning van 'n verenigde koninkryk van Israel. Die laaste suksesvolle koning, en dis in hierdie tyd wat hy dan hierdie boek skryf. En as hy die boek skryf, is hy dus onder die indruk, Israel gaan 'n verenigde koninkryk bly. Hy sou nooit kon voorsien dat die koninkryk sou skeur nie. En daarom is dit belangrik dat as ons hierdie boek lees, ons dit binne in daardie konteks dan sal lees. As ons dan bepaal het wat is die tydvak waarin die boek afgespeel het, is die volgende baie belangrike punt, die tipe boek.
En Hooglied behoort aan die wysheidsboeke. Dis baie belangrik in die geskiedenis van die Ou Testament. En ons weet natuurlik die wysheidsboeke is die boeke Job tot Hooglied in ons Bybel. En hierdie boeke, hierdie 5 wysheidsboeke is geskryf rondom die temas van vaardighede oor hoe om hierdie lewe suksesvol te kan lewe. Hierdie wysheidsliteratuur se oorkoepelende tema was dan gewoonlik dat ons almal een of ander tyd gekonfronteer word met 'n keuse in hierdie lewe wat eenvoudig onvermydelik is. So 'n keuse is altyd 'n baie sterk motief of 'n tema in die wysheidsboeke en daarom funksioneer die wysheidsboeke amper, kan ons maar sê, soos 'n handboek vir die lewe. So die fokus is hier gewoonlik in hierdie boeke op menslike optrede wat jou karakter dan gaan vorm. En dit word gewoonlik geskryf in Hebreëse poëtiese styl. En hier moet ons nie poëtiese styl in Hebreëus gaan soek omdat die woorde rym nie, want ons moet onthou, hulle taal het anders geklink, hulle tongval was anders as ons en so, jy gaan nie die tradisionele rympatrone wat ons in Afrikaans op skool leer, hier gaan kry nie. Maar dit word geklassifiseer onder poësie, as gevolg van die gebruik van poëtiese devices, soos wat hulle dan nou sê in Engels, wat dan nou goed is soos beeldspraak of parallelle of vergelyking, sinonieme en daardie tipe van goed. Dit is hoekom dit dan geklassifiseer word as poësie. Want jy sien, die Hebreëse skrywers het 'n gewoonte gehad om met min baie te kan sê. En daarvoor was poësie dan nou natuurlik die absolute perfekte meganisme om te kon gebruik. Ons weet natuurlik in poësie, as ons 'n poëtiese stelling maak, soos byvoorbeeld die blou van die lig praat met my, dan sê jy baie meer daarin as net daardie een sinnetjie. Elke persoon wat daardie sinnetjie dan gaan lees in 'n gedig, kan kom en sê, dit beteken vir my iets anders. Met ander woorde, die betekenis daarvan word dan baie, baie wyd. En dit is hoekom dit so gewild was, dat die Hebreëse wysheidsgeskrifte gewoonlik in hierdie styl geskryf was, sodat hulle baie kon sê met min. Nou in die antieke Midde-Ooste, sien ons, was die grootste rolspelers, die prinse of die konings, hulle was die leiers in die gemeenskap, en daarna dan natuurlik die priesters. Die priesters het by die Here gaan hoor, wat vereis die Here, die wet van die Here by die tempel. Daarna was die profete die belangrikste persone, dis die manne soos Elia byvoorbeeld, en hulle werk was dan om openbaringe oor die toekoms te kry, om rigtingwysers te wees. En heel laaste was die 5de groep persone wat in die antieke Midde-Ooste 'n belangrike rolspeler was die wyse manne, of die oudstes van die volk. Hulle was die mense wat raad gegee het, op 'n praktiese persoonlike vlak, wat jy in die samelewing sou kon toepas, né? Hulle het gewoonlik by die stadspoorte gesit, en dan het hulle raad gegee. En dis nou hier waar hierdie wysheidsgeskrifte so handig te pas gekom het, want die gedigte en die liedere kon onthou word uit hulle kop uit. Julle weet, dit is vir ons baie makliker om 'n gediggie te onthou of 'n liedjie te onthou, as wanneer iemand vir jou gaan sê, memoriseer 'n Bybelskrif presies uit jou kop uit. Maar ons almal kan maklik 'n liedjie onthou. En dit is waar Hebreëse poëtiese styl in wysheidsgeskrifte so handig te pas gekom het, né? Want dan was dit maklik vir hulle om te onthou in die volksmond, en kon hulle hier volgens dan raad gegee het. En hierdie wysheid is dan, soos ek gesê het, gewoonlik toegepas by die poorte van die stad, waar die oudstes dan soos 'n tipe van 'n hof op 'n morele vlak gefunksioneer het. As die Torah of die wette oortree was, dan het die priesters dit formeel gehanteer, en daarvolgens kon hulle dan 'n doodsvonnis vel, soos wanneer iemand byvoorbeeld oorspel gepleeg het, soos wat ons gesien het in die tyd van die Here Jesus, toe hulle die vrou wat oorspel gepleeg het, wou stenig. So die wysheidsgeskrifte
was meer as morele raad gebruik. En dan sien ons daarom, dat hierdie 5 wysheidsboeke, sien ons verskil in graad en intensiteit, maar dit verskil nie in soort nie. Met ander woorde, die diepte waarop dit toegepas is en die persoonlike vlak waarop dit toegepas het soms verskil, maar nie die soort boek nie. Om dit vir jou te verduidelik, is Spreuke beskryf gebeure wat gewoonlik gebeur. Wysheidsgebeure wat gewoonlik gebeur. Goed wat in die lewe wat gebeur, wat gewoonlik gebeur. Maar Job en Prediker het weer 'n meer persoonlike tema. Hulle beskryf goed wat die uitsondering op die reëls is. Waar Psalms is weer 'n lofprysingsboek. En Hooglied is dan hierdie boek wat vir ons dan beskryf wat gebeur op 'n baie intieme vlak in iemand se lewe. So daarom sal Spreuke dan byvoorbeeld in hierdie wysheidsboeke 'n klomp wyshede vat, met spesifieke stellings in wat 'n waarheid is, wat jy kan onthou. Maar Hooglied bevat net een groot wysheid. Nie 'n klomp enkele wyshede so Spreuke nie. Hooglied bevat net een enkele wysheid, en dis wat ons gaan moet ontdek. So, die doel van hierdie wyshede, in al 5 hierdie wysheidsboeke, sal julle altyd sien, hulle het altyd 'n soeke na goddelike orde, en 'n plan in hierdie, God se plan vir hulle in hierdie chaotiese lewe, of hierdie chaotiese wêreld, waarin ons leef. En ons kan kom en ons sê, werklik waar, ons wêreld het toen deur al hierdie eeue, duisende jare na die skryf van Hooglied nog nie verander nie, en kan ons op hierdie selfde soektog gaan. En dit is dan gewoonlik hier, waar hulle op hierdie soektog gaan, waar hulle dan herhaalde observasies maak, sodat hulle lewe daarvolgens kan organiseer. Wanneer hierdie herhaalde situasie dan in jou lewe gebeur, dan het die wysheidsboeke dit alreeds ontleed, dit neergeskryf, en dien dit dan vir jou as 'n rigtingwyser vir jou lewe, om daarvolgens op te tree. So daarom gaan ons dan sien, dis baie belangrik dat ons die boek Hooglied gaan posisioneer binne die konteks van die hele Bybel. Dan gaan dit vir ons baie help om dit reg te kan interpreteer. Nou in ons Bybel weet ons nou natuurlik, die eerste 5 boeke vorm die Pentateeg, Genesis tot Deuteronomium. Daarna is dit georganiseer in die geskiedenisboeke, dis Josua, Rigters, Rut, Samuel, Konings, Kronieke, Esra, Nehemia en Ester, wat dan die geskiedenis van Israel bevat, vandat hulle dan in die beloofde land ingekom het, totdat hulle dan van ballingskap af teruggekeer het. Daarna is dit die wysheidsboeke. Die wysheidsboeke is georganiseer van Job tot by Hooglied, en hierdie volgorde in ons Hebreëse kanon in ons Bybelse kanon is saamgestel op grond van dit wat logies sin gemaak het, as ons dan vanuit 'n Nuwe Testamentiese konteks gekyk het na die geskiedenis van Israel. Ongeveer 363 na Christus is hierdie kanon saamgestel. En daarom verskil dit so bietjie van die Hebreëse kanon, want ons moet onthou in Hebreëus, die Hebreëse Bybel, die Hebreëse Ou Testament of die Tanakh soos hulle dit noem, se fokus was bietjie anders as ons in. Dit was nie net hulle geskiedenishandboek nie, hulle het dit in elke liewe area van hulle lewe, het hulle dit dan nou gebruik. So daarom dan, as ons wysheidsboeke saamgestel word, begin dit dan by Job, want ons fokus is die geskiedenis van Adam en Eva dan, tot by die Here Jesus. En in hierdie geskiedenis tydlyn, weet ons dan dat Job eerste gebeur. Job is in die tyd van die aardsvaders geskryf, met ander woorde, Job het geleef nog voor die vloed van Noag. Daarom word Job eerste geposisioneer, en dan in die wysheidsgeskrifte, en daarna dan Psalms, wat dan geag was as baie belangrik, dat het dan nou al hierdie lofprysing en aanbidding bevat het, en daarna dan die 3 boeke van Salomo, Spreuke, Prediker en Hooglied.
En dan weet ons, die laaste boeke in ons Ou Testament is dan die profetiese boeke, Jesaja tot by Maleagi, wat dan nou onderverdeel word in die groter en kleiner profete. Maar wat vir ons dan nou belangrik is die wysheidsboeke of Job, die wysheidsboeke van Job tot dan by Hooglied. As ons dit dan nou gaan vergelyk met die Hebreëse Bybel, die Tanakh, is daar vir ons 'n baie belangrike sleutel in oor hoe ons dan Hooglied moet gaan interpreteer. Ons sien dan in die Hebreëse Bybel is net dieselfde as ons in die eerste 5 boeke is dan nou die Torah of die wet, en daarna is dit die Nefiim. Dit is die profete wat onderverdeel word volgens die Hebreëse Bybel dan nou, en soos hulle dit noem, die former prophets en die latter prophets. Die former prophets was dan Josua tot by konings in ons Bybel, want hulle het dit ook beskou as profeties, en dan nou die latter prophets, dit was dan nou die profete wat ons in ons Bybel dan kry vanaf Jesaja dan tot by Maleagi, wat dan ons die einde van ons Bybel is. Hulle haal Daniël hier uit daai volgorde van ons uit, haal hulle Daniël uit. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom. Want hierdie boeke sien hulle dan nou as hulle profetiese boeke, met ander woorde, dis geprofeteer en dit is die pad wat hulle gestap het en dit het gebeur. Dan is die laaste indeling in hulle Hebreëse Bybel, soos wat julle op hierdie skyfie of op die PowerPoint kan sien, is dan die Ketafim, en daardie Hebreëse woord beteken die geskrifte, of die, soos hulle in Engels sê, die writings. Met ander woorde, dis nie wet soos die Torah nie, dis nie profeties vorentoe nie, soos die Nefiim nie, dit is geskrifte wat geskryf is deur persone van hulle eie persoonlike belewenis, en daarom word dit dan die geskrifte genoem. Nou, ons wysheidsboeke, soos dit in ons Bybel staan, Job tot by Hooglied, daardie 5 boeke, is dan ook hier volgens hulle poëtiese boeke van wysheid en lofprysing. En dit is hoekom dit vir my so belangrik is, dat ons in my persoonlike benadering, wat ek dan nou kies wat vir my die meeste sin maak, as ek nou die geskiedskrywers gaan ontleed, en die meeste teologiese kommentare en maniere hoe Hooglied geïnterpreteer is, dat ons dit sal sien as 'n bundel liefdesgedigte, want in die Hebreëse Ketafim val dit onder poëtiese boeke van wysheid en lofprysing. Met ander woorde, dit is nie 'n persoonlike geskrif nie. Julle sal sien die res van hulle, die res van die persoonlike geskrifte is dan die boekrolle of die scrolls of die Megillot, wat byvoorbeeld die boek Ester is, dis haar storie. Dan ook die profetiese boek of die profetiese geskrif van Daniël, dis hoekom hulle Daniël nie as 'n profetiese boek insit nie, maar eerder as 'n geskrif, want dit is Daniël se eie persoonlike verhaal van hoe hy die dinge beleef, waar die ander profetiese boeke is geprofeteer oor Israel en Juda, en dan hulle laaste geskrif is dan hulle geskiedenisgeskrifte, wat dan ons boeke van Kronieke, Esra en Nehemia is. So daarom is dit dan baie belangrik dat ons Hooglied sal interpreteer soos wat dit oorspronklik ingedeel is in die Hebreëse Bybel as 'n geskrif, en onder in hulle poëtiese geskrifte of hulle wysheids- en lofprysingsgeskrifte. En vir ons interpretasie by Hooglied is dit dan baie belangrik dat ons sal weet, in die Hebreëse Bybel is daar sekere ooreenkomste tussen die wysheidsboeke en die Torah, met ander woorde die wette, die wetboeke, die eerste 5 boeke. En die Torah bevat die wette. Jy mag nie, jy moet nie, jy sal nie. Byvoorbeeld, as jy getroud is, mag jy nie oorspel pleeg nie. Daarmee saam gee dit dan die ooreenkomstige strawwe wat jy sou beleef het
as jy die Torah oortree het. Byvoorbeeld, persone wat oorspel gepleeg het, sou dan gestenig geword het. Maar die wysheidsboeke gaan dan en hulle kyk na dit wat die Torah gesê het, die wette, en hulle maak 'n observasie en lewer kommentaar oor die gevolge wat die oortreding van die Torah in iemand se wet, in iemand se lewe gehad het. En dis dan waar Salomo byvoorbeeld in Spreuke 5 hierdie kommentaar maak oor wat gebeur met iemand wat oorspel gepleeg het, en wat is die gevolge dan daarvan in hulle lewe. Dis hoe die Torah en die wysheidsboeke by mekaar aansluit. So daarom sal ons sien in die volgende 5 punte, daar is sekere ooreenkomste tussen die Torah en die wysheidsgeskrifte. Natuurlik is die eerste een, albei is gebaseer op die vrees van die Here. Met ander woorde, jy doen wat die Here vir jou gee om te doen. Die volgende punt is, albei pas die verbondsopdragte toe as 'n instruksie oor hoe om jou alledaagse lewe te lewe. Die derde punt wat in 'n ooreenkoms is dit wys vir ons wat is die gepaste gevolge in ooreenstemming met die strawwe van die Torah, soos wat ek nou reeds verduidelik het. Dan ook is dit die volgende punte ooreenkoms, albei se fokus is om op dit wat oorgedra word na die volgende generasie, en hulle wou lewe oordra na die volgende generasie. As die wette van die Torah gehou was, sou dit verseker het dat Israel as 'n volk bly voortbestaan vir die volgende generasie, sodat die Here Jesus uiteindelik uit hierdie volk gebore kon word. Maar daarmee saam ook, kom Salomo nou in hierdie 3 boeke, en hy zoom so bietjie in, en hy kyk na wat is die persoonlike gevolge op 'n persoonlike vlak in die mense se lewens, nie net vir die groter prentjie van die mensdom, sodat daar 'n Messias, 'n geprofeteerde Messias gebore sou word nie, maar in hierdie pad om by die Messias uit te kom, wat is die persoonlike gevolge vir die individu se lewe? En dit is hierdie punt wat ons gaan sien, wat 'n groot verskil maak in ons interpretasie van Hooglied. Dan sien ons ook in albei, in die Torah en in die wysheidsgeskrifte, is die fokus gehoorsaamheid aan die Here. Nou as ons dan gesien het uit hierdie ontleding, waar pas Hooglied in die Ou Testament in, onder die wysheidsgeskrifte, en wat is die doel daarvan, moet ons dan nou nog 'n bietjie verder inzoom, en ons moet gaan kyk, in die wysheidsgeskrifte sien ons dan, daar is verskillende tipes wysheid, né? Alhoewel die fondasie van die wysheidsgeskrifte steeds die vrees van die Here is, en met ander woorde bly binne in die verbond, en God is getrou, gaan ons sien, die wysheidsgeskrifte gebruik verskillende tipes wyshede. En daar is 3 tipes wyshede wat geopenbaar word. Die eerste ene is filosofiese wysheid. En ons kan dit ook noem die hoër of reflektiewe wysheid, waar iemand oor die lewe reflekteer, die lewe ontleed. Job en Prediker het dit so mooi gedoen. Is dit die moeite werd? En hier deel dit met probleme oor hoe beleef jy geregtigheid en reg in die lewe, hoekom gebeur dinge en waarom gebeur dit? En hier is die vrees van die Here net 'n onderliggende tema. Maar dan in die volgende tipe wysheid, wat ons dan sien, is praktiese wysheid. En hier is die vrees van die Here nou sommer direk 'n openlike tema. En dit word ook soms dan nou genoem laar wysheid of toekomsgerigte wysheid. Laar wysheid omdat dit dood eenvoudig, jy hoef nie te gaan reflekteer oor is iets reg of verkeerd nie. Dit is reg of dit is verkeerd, né? En dan is dit toekomsgerigte wysheid, vooruitsiende wysheid, want indien jy hierdie wysheid nie nakom nie, gaan dit in die toekoms vir jou sekere gevolge hê. Maar hier is nou die ding. Hooglied vorm die derde tipe wysheid. En wat baie interessant is, hier by Hooglied is daar glad nie 'n tema van die vrees van die Here
soos wat ons by die eerste 2 tipes wysheid vind nie. Inteendeel, God se naam word nie eers in die boek Hooglied genoem nie. Dis die enigste boek in die Bybel waar God se naam nie genoem word nie. En dit is baie keer dan 'n rede wat baie mense gebruik om te sê, hulle klassifiseer nie Hooglied as wysheid nie. En omdat hierdie onderliggende ooreenkomste met die ander wysheidsboeke nie so maklik identifiseerbaar is nie. Maar dit is die ding. Ons moet Hooglied gaan sien as 'n spesifieke tipe wysheid, want dit is 'n manifestasie op 'n persoonlike vlak tussen 'n man en 'n vrou van wysheid, as ons dit beide filosofies en prakties in ons lewe gaan toepas. Met ander woorde, dan is die bedoeling van die boek om ons wel te onderrig, maar ook dat ons die deeg van getrouheid en die verbondsverhouding binne die huwelik sal gaan vier. Ons kan uiteindelik op 'n ander manier sê, julle sal onthou, uit die wysheidsreeks Spreuke 9 vers 1 sê, wysheid bou haar huis op 7 pilare. So ons kan eintlik sê, die ander wysheidsboeke is die huis. Met ander woorde, dit wat jy sien van buitekant af in iemand se lewe. As jy iemand se lewe moet observeer van buitekant af, dit kan vergelyk moet word met wanneer jy in 'n straat verbyry en jy kyk na 'n huis en van buitekant af lyk die huis vir jou mooi. Van buitekant af kan jy sê, hierdie mense wat hier bly is netjies, hulle versorg die huis of wat ook al. Nou, jy kan 'n afleiding maak, 'n observasie, soos gemaak is in Spreuke, Prediker ensovoorts. Maar Hooglied is nie net so Spreuke wat die 7 pilare van die huis volgens Spreuke 9 vers 1 gaan identifiseer nie. Nee, Hooglied is wat op intieme vlak tussen daardie 4 mure van die huis gebeur. En daarom kan ons Hooglied vergelyk met die tabernakel volgorde. Hierdie 3 boeke van Salomo, Spreuke speel af in die voorhof van die tabernakel. Prediker speel af in die heilige, en daar kon 'n paar priesters inkom. Buitekant in die voorhof het die hele volk gesien wat gebeur, maar binne in die heilige het net 'n paar priesters gesien wat gebeur. En dan die 3de plek in die tabernakel was die allerheiligste, en dis die plek waar Hooglied afspeel. Die hoëpriester kon net 1 keer 'n jaar in die allerheiligste ingaan, en daar was net hy en die Here. Net hy en die Here het gesien wat daar gebeur. En dit is wat die boek Hooglied bedoel, wanneer dit dan praat oor hierdie intieme verhouding tussen hierdie 2 persone. Net hulle 2 sien dan wat daar gebeur. En dit is die manifestasie, dit wat tussen daardie 2 karakters in Hooglied gebeur, is die manifestasie van wysheid, soos dit geobserveer is in die ander wysheidsboeke, soos wat dit gevolg is volgens die Torah, wat dan daardie intieme liefdesverhouding moontlik maak. Ek sluit dan hierdie eerste lesing af met die laaste punt, en dit is die naam van die boek. Ons het dan nou gesien dat Hooglied behoort aan die wysheidsgeskrifte. Waar pas dit in die konteks van die Ou Testament dan in? Maar dan kan ons ook, as ons nou bietjie dieper gaan inzoom en ons weet, dis 'n baie spesifieke tipe wysheid, dit is 'n manifestasie van hierdie intieme posisie wat die gevolg is van hierdie toepassing van wysheid en die toepassing van die Torah, die gehoorsaamheid aan die Torah, dan gee die naam van die boek vir ons 'n baie duidelike aanduiding van wat was Salomo se bedoeling daarmee. Volgende week, in die volgende program lesing 2, gaan ons dieper kyk na sy bedoeling. En die naam van die boek word gevind in Hooglied 1 vers 1, waar daar in ons Afrikaanse Bybel staan, dit is die Hooglied van Salomo. Nou, in Hebreëus word hierdie woord Hooglied vertaal met die woorde Shir HaShirim. Dit beteken
die hoogste of die beste lied. Met ander woorde, dis 'n herhaling van die woorde. Daar staan eintlik die lied van die liedere. Dis hoekom dit in Engels vertaal word met Songs of Songs. En ons moet onthou om dit te kan verstaan, dat in Hebreëus is daar nie byvoeglike naamwoorde gebruik nie. En dat wanneer hulle iets wou beklemtoon het, hulle verdubbeling gebruik. Soos byvoorbeeld om te sê iemand is die koning van die konings of die Here van die Here, om eintlik dan te sê hy is die hoogste posisie, met ander woorde in ons trappe van vergelyking die oortreffende trap. En daarom kom Salomo dan, en in Hebreëus sien ons in 1 Konings 4 vers 32, hy het verskeie liedere geskryf, daar staan meer as 1005 liedere, en uit hierdie 1005 liedere, gaan kies hy een om in die Hebreëse Bybel aan te teken, of in die Tanakh aan te teken. Met ander woorde, dit is die lied van die liedere, die heel beste van almal. Ons kan eintlik in Engels sê, it's the ultimate song, die hoogste lied, die een wat uitstaan bo al die liedere. En as Salomo dan 'n keuse kon gaan maak, wat staan uit onder al hierdie liedere wat hy gekomponeer het of laat komponeer het, dan is hierdie liedboek wat die intieme verhouding tussen hierdie twee minnaars uitbeeld, dan vir hom die lied van die liedere. Van volgende week af gaan ons dan ook kyk, waar is Hooglied se plek in die groter boodskap van die Bybel? Ons gaan elke keer vir ons self vra, as ons dan hierdie interpretasie reëls gebruik om die boek vir ons oop te maak, wat openbaar dit? Wat openbaar hierdie boek van God se verlossingsplan met die mensdom? Wat openbaar dit van God se karakter? En as ons dit na die kruis toe vat, en ons filter dit deur die kruis, gaan die kruis Hooglied bevestig? Gaan die kruis by Hooglied byvoeg? Of gaan die kruis vir ons sê, Hooglied is nie meer nodig nie, dit is vervang. Ek sien uit daarna om die res van die boek dan met jou te deel.